Today I'm speaking about hearts burning, eyes opened. Everyone say hearts burning, eyes opened. So, verlede week het ons oor die Emmausgangers gepraat, en ek gaan 'n bietjie verder daaroor gesels, sodat daar 'n punt kan kom van 'n verandering in die gees vir ons. So ek wil dit aan die hand verduidelik, deur die Heilige Gees beweging, en hoe kosbaar hy eintlik vir ons is, en hoe sonder hom kan ons niks doen nie. So, 2 followers of Jesus were walking away from Jerusalem. This is now after he died. They were walking away from all hope, away from promise. Remember now, Jesus was the Messiah. The Messiah can't die, and yet he did. Mense het nie verstaan toe hy gepraat het dat hy moet iewers heen gaan nie, maar hy's dood. Alles het nie gegaan soos wat dit beplan het nie. Hulle harte was koud. Hulle was sommer net in 'n halfe depressie. If you look at the scene in today's context, they were basically having the world's longest pity party. 11 kilometer, wat hulle gestap het. Amper sê ek Afrikaans en Engels door mekaar. Maar die grootste ding wat hierdie verandering eintlik moet begin, is tussen jou kop en jou hart. Dis waar die grootste verandering is. Jy weet die waarheid, maar jy voel dit nie. En dis waar die Heilige Gees inkom, om met jou te gesels. Jesus, terwyl hulle stap, verskyn aan hulle, in 'n oomblik. Toe begin hy wat te doen, die skrifte vir hulle oop te maak. En hulle het hulle hart weer aan die brand gesit, soos wat hy met hulle stap en met hulle praat. En toe hy die brood breek, toe gaan hulle oë oop, toe verstaan hulle, en toe is hulle aan die brand vir die Here. Partykeer loop ons in 'n verkeerde rigting, is dit nie? Ons dink hierdie is die regte rigting, maar dit maak vir ons sin, ons gaan hiernatoe gaan, en dan kom teleurstelling in, en dan sien jy die moeilikheid, want dan werk dit net nie meer nie. Die hartseer is dat ons dan probeer om almal rondom ons te blameer vir wat verkeerd gaan. Charlene, ek sien nie een van my groot manne hier nie, kom jy maar vir my asseblief. Ek wil jou asseblief gebruik. Dis my lieflike vrou. Sy is volgende jaar 20 jaar getroud. Ek kan haar nie begrawe nie, want sy het al my plekkies gesien waar ek al wil begrawe. Nee, ek maak net grap. Goed, so as jou fokus is die Here, dan beteken jou oë is oop, en dan kan jy goed vang wat na jou toe kan toe kom, is dit reg? Nice, kan jy van 'n klap, sy het 3 raak gevang. Goed. Ek wil jy met jou oë toe maak. Nee, maak jou oë toe met my vang, is reg? 1, 2, 3. Maak jou oogies toe. Ja, wat is dit met jou? Is jy reg? 1, 2, 3. Dis baie lekker weer. Kyk, staan nie weer, is jy reg? 1, hou jou oë toe, 1, 2, hou jou oogies toe, 1, 2, 3. Ah, so close. 1, maak jou oogies toe, 2, 3. Oh, weer 'n keer, 1, 2, 3. Oh. Klaar. So wat het ek nou probeer wys hierso? Dat ek nie kan vang nie. Ek het probeer bewys, wanneer jou oë oop is, en jy sien waarna toe jy gaan, dan kan jy iets doen. Maar wanneer vrees jou beetpak, en jy het alle hoop verloor, dan gaan jou oë toe, dan kan jy nie eers die klein goeders, wat die Here vir jou wil gee, raakvang nie. Want jou fokus is nie meer die Here nie. Jou fokus is dalk mense rondom jou, of waarop jy loop, die pad waarop jy besig is om te loop, en jou oë is nie meer op die Here gefestig nie. En die oomblik wanneer jy op die Here se oë ontmoet, of jy gefestig is op hom, dan kan jy weer begin vang. Maak dit sin? Gee gou vir al die papiertjies, my skat. So, sometimes, what you think is the end, is just the beginning. Sometimes what feels like death is actually the doorway to life. En die grootste ding wat ons baie keer vergeet is, dat die lewe nie gemaklik met ons is nie, dat die lewe onregverdig is. Wie van julle dink die lewe is onregverdig?
Kan ek julle hande sien? Net 'n paar, so die res van julle love die wêreld, is dit reg? Alright. So die wêreld kom na jou toe en sê hy vang. Die moenie weer opdan, hoor my skat. Jy kan daai nog laat val. Kom ons gee vir haar lekker hande klap. Dankie. Dankie vir jou hulp. It's a doorway to life that you can follow if you can see it. Ons is bang. Natuurlik is ons bang vir iets wat verkeerd kan gaan. Ons is bang vir mense. Ons is bang vir ons werk. Ons is bang vir die politiek. Ons is bang vir die land. Ons is bang vir siektes. Ons het soveel goeders om te vrees, maar as jy oë op die Here hou, dan maak hierdie goed amper glad nie eers meer saak nie, want die een wat die wysheid het, is aan jou kant. En hy kan al die goeders vir jou oopbreek en jou verduidelik. En dis waar die Heilige Gees inkom. The Holy Spirit draws near in our confusion. Dis hy wat inkom en jou rustig maak in jou hart en jou gees. There's no one else. But if we don't follow him, if we don't get into that space where he is at, our confusion starts to grow and we start walking eyes closed. Tim Story het 'n mooi ding gesê. Hy sê, sometimes we have good ideas, which is not always godly ideas. Goeie idees is goed, maar ons idees moet God geïnspireerd wees. Ons moet op daai punt kom om te kan hoor wat hy sê, wanneer hy dit sê. Soos byvoorbeeld, toe Paulus nou Asië toe wil gaan, it was a good idea. It was smart, it was strategic, it was logical, but then the Holy Spirit stopped him. No, jy moenie soontoe gaan nie. Don't go there. It's not the right place or the time. In Handelinge 16 vers 6 tot 10 lees ons die volgende. Hy sê, now they passed through the territory of Phrygia and Galatia after being forbidden by the Holy Spirit to speak the word in the West Coast province of Asia. And after they came, near. So passing by Mysia, he went down to Troas, and then a vision appeared to Paul in the night. A man from the Roman province of Macedonia was standing and pleading with him, saying, come over to Macedonia and help us. And when he had seen the vision, he, including Luke, tried to go on into Macedonia at once, concluding that God has called us to preach the gospel to them. The Holy Spirit stopped him. Why? Because God's plan was bigger. Because God's timing was different. Because the calling was clearer. Die groot ding in ons, wanneer ons praat oor God se plan met ons, dan kan ons partykeer nie verstaan hoe sy plan uiteengesit moet word nie. Ek en Shalene probeer nou al vir die laaste 14 jaar 15 jaar om kinders te hê. Dis ons hartsbegeerte. So as jou kind nou stout is, moet hom nie so my huis toe stuur, ek mag hom dalk net vat nie. Ons het deur baie prosesse gegaan om te kom waar ons genesing moet hê. Dis nie maklik nie. Die plan van die Here met ons in daardie omgewing is vir ons nog baie onduidelik. Maar Here het gesê en dis waarin ons vashou. God said, that settles it. Hoewel dit vir ons moeilik is. Die groot ding kom daarop neer, dat die Heilige Gees ons ook lei in hierdie omgewing. Anders is ons net op 'n ashoop sit en huil. Maar ons is geroep om die Here se woord uit te dra aan alle nasies. What God says, goes. En die oomblik wanneer jy dit vang, dan beteken dit jou hele wêreld word oopgemaak, weg van die idee af, ja, maar jy's 'n pastoor, jy moet die werk doen, ek betaal jou daarvoor. Nee, ons moet die werk doen. Kyk na 'n persoon langs jou, kyk hom in die oë, of haar, sê jy moet die werk doen. Nou, hoor net wat het met hulle gebeur terwyl hulle stap. Vers 15 sê van ons geleesde teks, of van ons teks wat ons nou in is, in Lukas 24,
I said, while they were talking and discussing it, Jesus himself came up and began walking with them. But their eyes were prevented from recognizing them. Die Heilige Gees het hulle oë verblind vir daai oomblik, want dit was nog nie die tyd vir Jesus nie. Maar hy kon met hulle praat en hulle opgewonde maak, want hierdie twee manne is op 'n verkeerde pad. Hoor wat sê hulle vers 21. But we were hoping that he was the one who was going to redeem Israel and set our nation free. Indeed, besides all this, it is the third day since these things happened. Kan jy verstaan, hoe sien hulle Jesus as die Messia? Hy is die een wat hulle gaan lei en hulle nasie vrymaak. En Jesus sê, nee, dis nie my werk nie. Die vrees wat in jou is, word groter as jy dinge verkeerd verstaan. Wie van julle het al ietsie misgehoor? Wie van julle hou van sjokolade? Wie van julle hou daarvan? Okay, sit daar nou. Wie wil hom graag hê? Hier is meer die sweetie kant as daai kant. Ek sou dit gedink en wie wil hom hê? Julle hande is net nie hoog genoeg op nie. Wie wil hom hê? Julle sal my laat staan vir die hele dag, nee. Wanneer hy iets gee, moet jou oë oop wees om dit te gaan ontvang. Anders mis jy uit op wat hy vir jou beplan het. Jy mag dalk sê, ja, maar ek weet nie waartoe ek moet gaan en waarmee ek betrokke moet raak of waar ek is nou in die kerk nie. Ek is maar nog nie en ek weet nie hoe om dit te doen nie. Dan gaan ek vir sê, luister, kom net na ons gaan jou help. Johannes 14 vers 16 tot 17 sê die volgende, hy sê, and I will ask the Father and he will give you another helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, to be with you forever. Hy praat van die Heilige Gees. It's the Spirit of truth whom the world cannot receive and take to its heart because it does not see him or know him. But you know him because he is the Holy Spirit and he remains with you continually and will be in you. Die Heilige Gees is die een wat ons dryf. Die Heilige Gees is die een wat ons waarsku. Die Heilige Gees is die een wat openbaringe vir ons oopmaak. Wanneer jy hier staan en jy lig jou hande op en jy voel so, is die Heilige Gees die rilling wat ons sê. Jy voel nie die teenwoordigheid van hom. En as jy hier staan en jy voel niks, dis fyn, want hy werk nie altyd net in 'n gevoel nie. Maar hoe jy hom ervaar en hoe jy vorentoe met hom gaan beweeg is jou keuse. Ek onthou vroeër jare toe ek nog jonk was, nou is ek net mooi. Het Charlene my baie uitgehaal oor my preke. En ek het toe nie altyd lekker verstaan nie, so ek was bietjie nikkerig. Jy ken van nikkerigheid, né? Is daai tyd wat jy so op jou tande vasbyt dat jou lippe blou word. En ek moes dit afleer want dis nie gesond nie. Is nie goddelik nie. Ek moes afleer om op 'n sekere manier met my vrou te praat. Sy verdien dit nie. Maar ek moet openheid kommunikeer en dis wat die Heilige Gees in ons doen. You see, because we're not always clear in what we should do, when we should do it and where we should do it. That's why we need to listen to the Holy Spirit that will lead us. 'n skrywer wat ek nie sy naam kon kry, en hy sê the right place without the Holy Spirit is the wrong place. As jy op 'n plek is wat jy voel jy's gemaklik en is vir jou lekker, maar dis nie waar die Here wil hê nie, is jy op 'n verkeerde plek. Dan moet jy skuif, of dit nou 'n verhouding is, en of dit nou in 'n beweging is in jou werk is, of waar ook al, jy moet hoor wat sê die Here. Paulus wou na Asië toe gaan, maar die Heilige Gees het hom gesê, recalculating, jy moet Macedonië toe gaan. Hy was sy geestelike GPS. Maar net soos Paulus, het hy die Emmausgangers verkeerde rigting geloop. Hulle het weggeloop van die plek wat hulle kon asemhaal in die Heilige Gees.
Jesus het hulle gestop, hulle teruggetrek na die middelpunt van sy plan. God's presence is not a feeling to chase, it's a fact to embrace. The Holy Spirit is not distant when you're confused, He is closest when you are blind. That's who the Holy Spirit is. Dis die persoon wat ons aanbid. The Spirit restores breath where desperation suffocates. Wie van julle het al gevoel, jy is so diep onder hierdie moeilikheid dat jy net nie meer kan asemhaal nie? Weet julle waarvan ek praat? Ja, as jy wakker word en jy begin in die goeie ding, dan klink jy soos 'n marathonatleet. Jy raak so in jouself ingekeer dat jy niks meer kan raak sien nie. Maar hy is die een wat ons weer gee om op 'n punt te kom. In Lukas 24 vers 27 sê volgende, then beginning with Moses and throughout all the writings of the prophets, he explained and interpreted for them the things referring to himself found in all the scripture. Hy is besig om hulle te leer van Jesus. En dan sê hulle vir mekaar, they said to one another, were not our hearts burning within us while he was talking with us on the road and opening the scripture to us? Ek verstaan nog steeds nie lekker hoekom ons nie bid en in tale bid en by die Here tyd spandeer in ons lewens nie. Ek verstaan nie. Hy is ons alles, is hy nie? As hy jou alles is, sê amen. Hy is ons alles. Ons het tyd nodig om met hom tyd te spandeer, sodat ons kan verstaan wat gaan aan. Hy wil goeders aan ons openbaar. Hy wil sy krag in jou openbaar, dat hy sê, jy is 'n profeet, staan op en profeteer. Dan moet jou woorde nie wees, ja Here, gee dit vir die pastoor, hy is lankal daar. Laat hy praat. Die Here het die woord vir jou gegee. Ons moet vir iemand bid wat siek is. Kom vorentoe, smeer olie in jou hande, maar jy wil nie jou hand op enigiemand lê nie, jy gaan sit. Hoekom? Is dit vrees? Is dit 'n onwerklikheid dat iets dalk gaan nie gebeur nie? Jy kan nie iemand gesond maak nie, net die Here kan. Maar wanneer ons gehoorsaam is, dan doen hy dit deur jou. Dis wie en wat hy is. 1 Korintiërs 2 vers 10 in Amplified sê die volgende. Yet to us God has unveiled and revealed them by and through His Spirit. For the Spirit searches all things diligently, even sounding the profound and bottomless depths of God, the divine counsels and the things far beyond human understanding. Dis wie ons aanbid. Die Heilige Gees wat ons grootliks alles verduidelik van Jesus, wanneer ons hom die geleentheid gee. Martin Luther het gesê, the Bible is alive. It speaks to me. It has feet, it runs after me. It has hands, it lays hold of me. Ons moet by hom wees. Ons moet weet waar hy is. Ons moet hoor wat hy sê. Die Griekse woord vir asemhaling, for breath, is pneuma. Almal sê pneuma. Is 'n sagte P, is pneuma. Is soos die Frans. Jogg, daai manne kan daar maar letters gebruik, nie. Ek weet my naam is Harold, as julle nie geweet het nie. By hulle vergeet, sê hulle nie Harold nie, hulle sê Arold. Eintlik Arold. Klink soos 'n hondjie wat knor. Arold. So my naam is Harold. Yes, oui, Arold. Moeilik man. Dan wil ek julle eers vertel, ek was in Australië gewees, 'n hele paar jaar terug, en klim af van die treinstasie af, en ons moet na Parramatta, dis hoe mense dit spel, Parramatta, toe gaan. En ek sit nou daar, en ons 3 van ons, en ek sê, ek het nie 'n klou waar ons moet gaan nie, daar is 'n polisieman, ek gaan gou vra, ek stap na hom toe, ek sê, good day, hy sê, good day mate, ek sê, ons wil na Parramatta toe gaan, hy sê, what? Nou is ek gegooi, want hier staan Parramatta, maar hy hoor dit nie. Ek sê, yeah, I want to go here. Hy sê, oh, Parramatta, that's easy. En hy verduidelik vir my, nou Parramatta, daar's Parramatta.
Hoe kom dit nou hier by ons in? Want ons asemhaling, die pneuma, die P sag, maar die pneuma beteken breath, wind, spirit. It's always throughout the New Testament to describe both physical breath and the Holy Spirit. Nou, wat beteken is, daarom het ek die storie vertel, dat wanneer ons nood is, gaan vra. Wanneer jy in nood is, gaan vra vir die Heilige Gees, dat hy jou kan reghelp, en jy sê, nee, dis so. Moenie dit vir iemand anders te gee nie, gaan hoor jy eers self by die Here. Jy het 'n verhouding met hom, nie waar nie? As jy 'n verhouding met die Here het, sê amen. Amen. Ons het. En ons moet in dit begin leef, is 'n nuwe jaar, ons moet hierdie ding vasmaak met hom. Dis waarom ons op pad is. Die Emmausgangers, the Emmaus Road is our road. Ons stap 'n keer weg van die Here af, weg van Jerusalem af. 11 kilometer weg. Maar die Heilige Gees kom naby in ons en maak ons harte weer wakker in fellowship with God. They walked 11 kilometers in the wrong direction, but after Jesus was there, they ran back 11 kilometers to get in the right space. Don't just walk away from Jerusalem. Run back to the message. The Spirit doesn't just comfort you, He commissions you. Hy lei jou, hy leer jou, hy gee om vir jou. Hier's mense terwyl ek nou gebid het wat my laat voel het, jy's rarig ongemaklik in die binnekant. Ek weet nie wat dit is nie. Maar dit pla jou, goeders pla jou. Waar jy sit. Dis vir jou moeilik. Want jy kan nie eers met jou maatjie praat oor en jy moet nou self probeer om hierdie goeders te hanteer. En die frustrasie in jou word so groot dat jy moeg is, en jy slaap nie meer gesond nie. En is nou net 'n ding met elke keer al hoe meer en meer en meer, it piles up on you. If it's you that I'm speaking about, just lift your hand where you're sitting. Gaan hande op. Is dit almal? Daar waar jy sit, staan vir my reg op asseblief. Sê. Fear has got a hold on you. And you can't shake that feeling. Father, you are the glorious one. You are the lion and the lamb. You died for us but rose victoriously. Holy Spirit, I pray now that you will engulf every person standing in the name of Jesus. Laat hulle u teenwoordigheid nie net ervaar nie, maar dat hulle weet u is met hulle, al voel hulle fisies niks, weet hulle u is daar. Ons kom teen hierdie gees van destruction, van vrees, van angstigheid, in die naam van Jesus. Ons spreek lewe oor julle uit, in so 'n mate dat jy weer sal begin asemhaal. Heilige Gees, hou hulle fokus op Jesus. Sodat daar nie net 'n verandering kom nie, maar 'n staande verandering. It will be visual to everyone around them. You have touched them. And Lord, I thank you that you're doing that right now. We give you the glory and proclaim that there is none like you. Dankie, Here. En almal sê, amen. Julle mag sit. Baie dankie. Van julle paadjies is nie maklik nie.
Van julle paadjies is baie moeilik en baie mense verstaan nie. Maar ek wil jou herinner aan Jesus verstaan. En hy wil jou optel, deurtrek en vasmaak. Moet dit nie vergeet nie. Mag die Here julle seën